Hallo julle, welkom terug. Het is lekker om te weet julle staan 'n uurtjie in julle lewe vir nog kos uit die Bybel uit. Julle is awesome, hoor. Kom ons maak ons oë. Dankie Here Jesus dat U ons weer 'n tydjie gegee het om hier by U voete te kom sit. Maak asseblief die gejaag van die week en van die dag net bietjie stil by ons. Maak ons ore en ons harte en ons oë net oop, sodat die Heilige Gees deur U, deur ons, deur die woord met ons sal praat vanaand. Here, dankie vir die voorreg om Bybels te hê. Ons weet daar's baie lande wat dit kan veroorsaak dat jy in die tronk beland of selfs doodgemaak word. En hier het ons 4 of 5 verskillende vertalings op die tafel. Elkeen het hulle eie Bybel. Mag ons weet hoe kosbaar dit is. Dis nie 'n given nie. Baie dankie vir al die liefde. Amen. Goed julle, so ons het gesê, ons gaan bietjie in Openbaring rondgaan. So laasweek het ons lou water gedoen, hè? Denk so ek sal jou opvat. So, lou water beteken, ons mag nie lou Christene wees. Ons moet of warm of koud wees, okay? So ons het nou vanaand hier op my tafel gesê, as jy dink aan die woord lou, dit klink soos Laodicea. Okay, so dis die gemeente se naam wat lou was, Laodicea. Vanaand het een van ons innoverende manne gesê, hy dink ons doen die een wat klink soos parfuum. Goed, so ons gaan lou onthou vir Laodicea, ons gaan parfuum onthou vir Pergamum. Okay, so ons is by die gemeente van Pergamum vanaand. Goed, so voor ons in ons boeke begin rondkrap, wil ek net gou vir julle ietsie verduidelik. Hierdie is nou 'n boek, okay? Imagine, dis 'n fliek. Julle het gesien, Semiso 2 is nou uit, ek weet nie of een van julle dit al gekyk. Sê nou maar, ons wil Semiso 2 gaan kyk. Ons staan nou in Ster-Kinekor of New Metro se lyn, ons koop ons popcorn en ons slashpappie, en ons gaan in die fliek in. Ons kyk die eerste 5 minute, en jy kry 'n groot maagpyn, en jy gaan toilet toe. Okay? En die laaste 5 minute van die fliek is jy terug. En jy kyk gou die einde. Wow, wat 'n mooi einde. Wat nou? Het jy die fliek gekyk of nie? Nee. Jy weet wat aan die begin dalk gebeur het? Jy weet hoe hy geëindig het. Maar al die lekker goed, die lag en die huil en die goed het jy gemis. Nee? Dis dieselfde met Openbaring en Genesis. Gaan enige plek in die wêreld en iemand gaan vir jou kan sê wat is Adam en Eva se storie. Of hy nou gelowig is of nie, hy ken vir Adam en Eve en die snake, né? En gaan enige plek in die wêreld en vra vir hulle of hulle die merk van die dier ken of 666. Want hulle weet daarvan. Maar wat van tussen Adam en Eva en Openbaring gebeur, weet hulle nie veel. Okay? So dink net hoe baie mis hulle uit. Goed. So as jy nou die slot gaan kyk hier, Denzel, en ek sê vir jou, oor 'n week, wat het nou weer daar in die middel gebeur, dat die ou dit gedoen het? Gaan jy my kan sê? Nee, want jy het nie die fliek gekyk. So sê nou maar jy vat die laaste 5 minute en jy gat nie van die fliek gehou nie. En jy gaan vertel vir jou buurvrou, hoor jy moet nie daai fliek gaan kyk nie, dis net stupid. Het jy die reg om te sê dis 'n stupid fliek as jy nie die hele fliek gekyk het? Nee. Kyk, kom ons sê 'n rugby wedstryd, die World Cup. Jy kyk die eerste 5 minute, die Springbokke verloor en hulle maai in. Hulle val die balle, hulle nok die balle, die skopper werk. Jy staan op, jy gewerk in die tuin. Aan die einde kom jy in, hulle het gewen. Hoe het hulle dit reg gekry? So kan jy nou loop in die straat en sê die bokke het soos hulle dinge se gespeel. Nee, want jy het dit nie gekyk. So nou kom daar mense wat net Openbaring vat en gaan lees. Hulle lees die hele Openbaring, nie 'n fout maak nie. Hulle lees die hele Openbaring. En dan gaan skryf hulle 'n hele boek, of hulle begin 'n nuwe kerk oor dit wat hulle nou daar raak gelees het. Maar hulle ken nie die res van die Bybel om Openbaring in konteks te kan verstaan. Nee? Dis wat ons sê,
iemand doen 'n inleg in die Bybel in plaas van 'n uitleg. Onthou, ek is nou hier vanaand, ek het nou al my goed gaan opswat wat al die professors en die lektors gesê het oor Openbaring. So ek kom lê die Bybel vir julle uit. Ek vat wat in die Bybel is en ek vertel julle daarvan. Sê nou maar Gustav wil weet of hy nou van werk moet verander. Hy bid nou vir die Here. Here, gee my teken of ek van werk kan verander. Dan kan hy honderde verse in die Bybel kry wat vir hom sê dis 'n goeie of 'n slegte ding. Hang af wat hy wil hoor. As hy wil hoor dis 'n goeie ding, want dis naby aan sy girlfriend, dan gaan hy al die verse gaan aanhaal van dit wat sê dis reg. Sê nou maar hy wil graag in Dubai gaan werk, want daar's nie taks nie. Dan gaan hy 'n klomp verse uit die Bybel uit en kry wat sê, gaan Dubai toe. Maar is nog steeds dieselfde Bybel. So hy vat sy idee of sy vraag en hy gaan lê dit in die Bybel in plaas daarvan om die hele Bybel te lees en God te vertrou met jou gebed dat hy jouself van binne af laat voel hoe dit is. Verstaan julle die verskil tussen inleg en uitleg? So as jy nou die Israel-Irak oorlog sien en jy wil gaan sien waar profeteer iemand dit in die Bybel, gaan jy 'n paar plekke kry. Maar die Bybel is geskryf lank vir vandag. Baie van die goed wat hulle gaan gebruik om daai oorlog te verduidelik, is eintlik goed wat klaar in 'n oorlog in die Bybel gebeur het. Okay. So wees baie versigtig. Ons doen altyd uitleg, ons doen nie inleg. Okay. As jy twyfel oor iets, gaan die Bybel jou antwoord. Goed. So hoekom sê ek ons gaan in Numeri lees? Ons is oopgemaak by Numeri. Jolandi, ek weet jou kleintjie het ook 'n vreeslike verbeelding en jou oudste ook. Soos hulle het my kinders ook Shrek gekyk. Wie van julle om die tafel het al Shrek gekyk? Nee? Julle ken vir Shrek. Wie sy most annoying buddy? Okay. Donkey. Okay? Donkey het nie einde nie. Goed. Wat maak vir Donkey special? Hy kan praat. Goed. So as jy nou vir 'n kindjie wil sê, ewen vir die graad 10s by die sonnaskool, het julle geweet, daar's 'n donkie in die Bybel ook wat kan praat. Dan sien jy sommer hoe gaan die oortjies en die oogies oop, né? So vanaand gaan ons gou 'n bietjie die storie van die donkie wat kan praat in die Bybel lees. Wees nou eerlik en sê vir my, wie het nie geweet daar's 'n donkie wat praat in die Bybel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uit 10. Nee, 7 uit 9. Okay. Okay? So sien julle, as jy 'n bietjie tussen die kante gaan lees, hoe kan jy ander mense lus maak vir die Bybel? Nee? Goed, so vandag leer ons van die donkie wat kan praat. Hoekom leer ons dit? Want ons gaan van hom hoor in Openbaring. Okay? Goed, vers 22 sê Balak roep Biliam se hulp in. So Balak, as julle op julle papiere kyk, gaan na die tweede papier wat sê die leer van Balak. Goed, sien julle dit? Die leer van Balak. Hy lyk so. Presies die tweede pap. Okay. So Biliam het ek daar vir julle geskryf, was 'n profeet. Nou, 'n profeet was iemand wat by God iets gehoor het en dan dit vir die volk moes gaan vertel. Okay? Balak was 'n koning, die koning van Moab. Moab was die area se naam. So as jy praat van die mense wat in Moab bly, sal dit die Moabiete wees. Okay. Maar die oudtyd het die Bybels redelik die name gegee wat na 'n mens toe verwys. So as jy van Moab praat, is die ou na wie dit vernoem het, sy naam Moab, en Moab het ergens bestaan. So dis wat ons vandag gaan kyk. Okay. Goed, so ek het daar geskryf, Moab is nou 'n land, en lande is gewoonlik vernoem na mense of volke. Okay? Moab was die seun van Lot. So ek het daar vir julle geskryf, julle kan in Genesis 19
vers 30 tot 38 kan julle 'n bietjie Lot se storie gaan lees. Wie kan vir my iets vertel van Lot? Denzel? Lot se vrou het omgekyk toe sy nie moes nie. Toe verander sy in 'n soutpilaar. So, nou weet jy al, Moab se mamma was die soutpilaar. Okay? Regte mense, regte tye, regte goed wat gebeur het. Okay? Soos julle kan onthou, was Abraham en Lot neefies. Die twee het stryd gekry oor wie kry watter stuk grond, en toe het hulle uitmekaar uitgegaan. So die Moabiete was direkte afstammelinge van Lot en Abraham. As julle nou 'n bietjie verder in julle Bybels gaan lees, gaan julle die storie van Rut hoor. Wie onthou die storie van Rut? So Rut het 'n skoonma gehad, Naomi. Onthou julle daai storie? OK. So as ek nou die tydlyn gee van die jaar 0. Hierdie kant toe is waar ons nou vandag is, die jaar 2025. So ons lewe nou 2000 jaar na Jesus se geboorte. Die jaar 0 dui op sy geboorte. OK. As jy nou in die Ou Testament lees, daar wil staan voor Christus. Dis waarvoor die VC staan. Biliam het in 1400 voor Christus geprofeteer. So sê nou maar die lyn is hierso. Abraham het gelewe 2000 voor Christus. So as jy voor Christus gaan, hoe hoër die tyd word, hoe langer terug gaan jy in die verlede. Verstaan jy wat dis soos die negatiewe in wiskunde. So as Abraham in die jaar 2000 geleef het, ons leef in die jaar 2000 hierdie kant, né? So daar's 4000 jaar verskil. Goed, so as ons nou weer hier by 0 is, Biliam en Balak se storie is so 1400, en bietjie nader aan Christus, 1100, is Rut se storie. Goed. En wat Rut so special maak, sy was 'n Moabitiese meisie. Okay? En Rut is een van die enigste vrouens wat in Jesus se geslagsregister in Matteus voorkom. Matteus 1 vers 5. Okay. So sien julle dat as ons nou in Openbaring gaan praat van Biliam en van Moabite, Openbaring is omtrent 100 jaar na Jesus geskryf. Dan vertel Johannes ons van goed wat 1000 en 2000 jaar terug gebeur het. Maar die stories is in die Bybel tussen Genesis en Openbaring. So as jy nie die storie van Nimeri ken van die donkie nie, gaan jy daai stukkie nie verstaan in Openbaring. OK, so dis hoekom ons moet bietjie in die ander dele van die Bybel rondgaan. So ek gaan nou net vanaf julle die storie van Biliam en die donkie vertel, maar julle moet dit asseblief by die huis bietjie gaan lees. So Biliam is deur koning Balak geroep. Balak was nie 'n gelowige, maar hy het geweet, as Biliam iets sê, dan gebeur dit. OK? Julle kan daar gaan sien by vers 6 staan daar. Kom asseblief en vervloek hierdie volk vir my. So die koning wil hê Biliam moet kom en die Israeliete vervloek. Hoekom? Want hulle is te sterk vir my. Hy is nou bang hy gaan die oorlog verloor. Miskien sal ek hulle dan kan verslaan en uit die land verdryf. Want ek weet, wie jy seën is geseën en wie jy vervloek is vervloek. So Balak weet Biliam is 'n special ou. As Biliam sê, jou plaas gaan afbrand, dan gebeur dit. As Biliam sê, jy gaan mooi kinders hê, dan gaan jy mooi kinders hê. So nou kom hierdie klomp Israeliete, en hierdie koning sê, hulle is flippin baie. Daarbo sê hy, daar's 'n oulike stuk wat sê, hulle is die hele wêreld vol. Hierso, net bokom daai. Balak het hom laat weet, 'n volk wat uit Egipte kom, het hier by my kom intrek. Die aarde is toe onder hulle. Sien julle hoe baie is hulle? Hy skrik om boegla. Toe sê Biliam vir hulle, kom slaap vanaand by my, en in my drome, want Jesus het gewoonlik, of God het in drome met hulle gepraat. Dan hoor ek vanaand wat sê God, en dan sal ek jou môreoggend sê. Hulle slaap toe daar, die volgende oggend sê hy vir hulle,
al by vers 8. Bly vannag oor, dan sê ek julle môre wat die Here sê. Die amptenare het oorgebly. God het aan Biljam verskyn en gevra, wie is die manne hier by jou? Dink julle God het nie geweet wie dit is nie? Nee? Maar God vra hom, wie is daar by jou? En hy sê toe, dis koning Balak van Moab, seun van Sipor. Bietjie later sê hy, kom asseblief en vervloek hulle vir my. Miskien sal hulle dan die geveg kan wen. Maar God by vers 12 het vir Biljam gesê, moenie met hulle saamgaan nie, jy mag nie die volk vervloek nie, want hulle is geseën. Okay, so, Biljam het gevra, God het gesê, nee. Toe gaan vertel die manne vir die koning, en sê, Biljam sê hy kom nie. Die koning sê toe, ons is sulke groot moeilikheid, gevra hom weer, sê vir hom, ek sal vir hom alles gee wat hy wil hê. Hy sê toe sommer vir hulle, kyk daar by vers 18. Maar Biljam het vir die amptenare van Balak gesê, selfs al gee koning Balak vir my sy paleis vol silwer en goud, mag ek niks doen nie iets kleins of groots nie, teen die opdrag van wat die Here vir my gegee het. Kyk, so Biljam sê vir hom, ek gaan nie jou goud of jou silwer vat nie, jy kan my nie omkoop nie. Maar God ken Biljam se hart. Vers 20 sê hy, die manne het weer 'n aand daar geslaap. Toe sê God vir hom, gaan saam met hulle, maar jy mag net doen wat ek vir jou sê. Biljam het toe die oggend sy donkie opgesaal en saam met die amptenare gegaan. So die eerste aand het God gesê, ja, moenie saam met hulle gaan. Nou kom hierdie versoeking oor Biljam se pad van rykdom. Sê God, okay, gaan saam met hulle, maar jy mag nie doen wat hulle vir jou vra nie. Met ander woorde, jy mag nie die bribe aanvaar, né? Vandag staan nog bribes. Okay. Maar nou weet God, hy ken ons mos ons harte, hy weet, Biljam het geld, ons almal soek goud en silwer, né? Goed, kyk nou wat sê hy. Vers 22. God het kwaad geword toe Biljam gaan. Nee, want God het geweet, Biljam gaan val vir hierdie. Biljam neig na gierigheid. God het kwaad geword vir Biljam, en die engel van die Here het vir Biljam in die pad voorgestaan en hom voorgekeer. Biljam het op sy donkie gery, en 2 van sy amptenare was by hom. Toe die donkie die engel van die Here voor in die pad sien staan, met 'n ontblote swaard in sy hand, het die donkie uit die pad uitgedraai en in die veld ingeloop. Imagine nou, hier ry jy op jou donkie in die pad, en hier vat die donkies grop af van die pad af, daar tussen die klippe in. Wat sal jy doen? Gaan jy hom piets? Nee? Okay. Die donkie het afloop. Toe Biljam die donkie slaan om hom terug in die pad te bring, gaan staan die engel van die Here in die smal paadjie tussen die wingerd met 'n muur aan weerskante. Toe die donkie die engel weer sien, toe skuur hy die donkie so naby aan die muur dat Biljam sy voet daarteen vasgaan. So nou is Biljam nog kwaader vir die donkie, want hy het nie terug pad se kant toe gegaan nie. Hy het nog nader aan die muur gegaan. Julle ken 'n perd en 'n donkie, né? So wat gaan jy nou met hom doen? Gaan jy hom weer pies? Né, want jy verstaan nou nie wat gaan met jou donkie aan. Maar onthou nou, net die donkie sien die engel. Biljam verstaan nie wat is die donkie se storie. Vers 26. Toe gaan die engel van die Here verder en gaan staan nou op 'n plek waar daar geen kans is vir die donkie om enige kant toe uit te draai nie. Die donkie het die engel van die Here gesien, en met Biljam op sy rug het hy plat gaan lê. Okay? Daar gaan lê die donkie nou in die pad. Oi, nou is Biljam al dik vir die donkie. Biljam het so kwaad geword, dat hy die donkie met 'n stok geslaan het. Toe laat die Here die donkie praat. Hier is Shrek se donkie, né? En die donkie sê vir Biljam, wat het ek jou aangedoen dat jy my nou al 3 keer geslaan het? Biljam antwoord toe, jy hou my vir die gek. As ek 'n swaard by my gehad het, het ek jou al doodgemaak. Toe sê die donkie vir Biljam,
As ek nie die donkie waarop jy nog altyd gery het nie, maak ek altyd so met jou. En Biliam dink 'n bietjie sê, nee, jy doen nie. Die Here het toe Biliam se oë oopgemaak, sodat hy ook die engel wat voor in die pad staan met die ontblote swaard in die hand kan sien. Toe buig Biliam ook voor die engel neer. Okay? So in die eerste plek kan die Here deur ander goed praat, né? En die Here kan ons oë partykeer oopmaak om iets te sien van die bose of van die engele. Dis nie ongehoord nie. In die Ou Testament het dit baie gebeur. Dit gebeur na Jesus se tyd nie so baie nie, want die Heilige Gees is by ons. Hy kan in ons harte met ons praat. Maar in daai tyd het hy met drome en visioene en met donkies wat praat met ons gepraat. Okay. Die engel van die Here vra toe vir hom, waarom het jy jou donkie nou al 3 keer geslaan? Ek het jou kom voorstaan, want jy is besig om op 'n gevaarlike pad te gaan. Hier waarsku die Here hom nou, want hy ken sy hart. Hy weet hy gaan val vir daai goud en silwer. Die donkie het my gesien en 3 keer vir my uitgedraai. As hy dit nie gedoen het nie, het ek jou ook doodgemaak en hom laat leef. So eintlik het die donkie sy lewe gered. Biliam sê toe vir die engel van die Here, ek was verkeerd. Ek het nie geweet dat u my in die pad voorstaan nie. As u nie wil hê ek moet voortgaan nie, draai ek om. Toe sê die engel van die Here vir Biliam, gaan saam met die manne, maar jy moet net sê wat ek jou sê. Biliam is toe saam met Balak in die amptenaar. Okay, so julle kan 'n bietjie verder gaan lees wat het daar gebeur, maar onthou nou weet julle al van 'n donkie wat praat in die Bybel. Goed, so kom ons spring nou Openbaring toe, waar ons eintlik wil wees. Openbaring 2, vers 12. Die boodskap aan Pergamum. Goed, kom ons sê die boodskap aan ons parfuumdorp, né? So die eerste ding waarna ons hier gaan kyk, ons gaan eers op julle eerste papier, die papier sê Pergamum, gaan ons kyk, wat is Pergamum, waar kom hy vandaan, hoekom is hy so special? Dan gaan ons kyk na die swaard, daai 2 snydende swaard, en dan gaan ons kyk na Biliam en Balak se storie. Goed, so hou julle Pergamum papier daar, ek gaan gou vir daai girls bietjie wys. Kan julle sien? Ek het daar, dit is veronderstel om 'n heuwel te wees, met 'n gebouetjie bo-op. Ek is nou nie 'n argitek nie. En 300 meter staan langs. Goed, so Pergamum, as julle na daai kaartprentjie van julle kyk, was een van daai 7 dorpies wat so in die ronde gevang het. So as jy by Efese van die skipie afgeklim het, het jy eers Smyrna gekry, en dan het jy Pergamum gekry. Ek het hom sommer vir julle afgerol op hierdie papierrok wat julle het. Maar Pergamum was 300 meter hoër as al hierdie plekkies, so jy kon hom lekker ver sien. As jy vandag na die ruïnes gaan kyk van die goed wat daar gestaan het, as jy net sien hoe dik is die onderkant waar 'n pilaar gestaan het, dan sal jou mond oopgaan van hoe groot hierdie goed daarbo was. Goed. So Pergamum het 3 spesiale goed gehad. Dit was die Griekse kultuursentrum. Hulle onthou kultuur is maar soos teaters en opvoerings en goed, né? Dit het 'n enorme biblioteek gehad. Daar was oor die 200,000 bronne daar binne. Goed. En dit was die middelpunt van al die kultus aanbidding, of al die groot gode se plekke was daar opgerig. Goed. So, het julle al in die kinderstories van Zeus gehoor, né? En julle het gedink dit kom net in flieks voor. Dit was die Griekse mitologie wat daai mense in Johannes se tyd baie goed geken het. So daarbo op die berg, die grootste ding wat daar gebou was,
was 'n altaar vir Zeus, waar hulle gaan offers bring het vir Zeus. Okay? So as ons in die Bybel gaan lees, gaan julle sien God praat van die troon van Satan. Okay? Ek het julle daar in hakies geskryf. Zeus was die God met klein lettertjies van al die gode. As jy nou van al die gode lees, van Apollo en van Aphrodite en alles, Zeus was die God van al die gode. Okay. So as jy nou iemand was wat vir al jou Griekse gode gelyke offer wou bring, as jy dit vir Zeus bring, dan jy almal gekover. Okay. Goed, so sy altaar was daar. Dan Athene se standbeeld was ook daar. Athene was die godin van wysheid en oorlog. So, waar kry jy wysheid? In die biblioteek. So sy het die biblioteek opgepas. Okay, daar het ek julle langsaan geskryf. Dionysus was die god van wyn en feesviering en ekstase. So hy het die teater opgepas. Hy is daar by die groot teater gewees. En dan Asklepios was die god van genesing. Ons gaan volgende week bietjie oor hom spesiaal praat, want hy het 'n groot, dis 'n hele uur se werk net om bietjie aan hom te spandeer. Maar ek het langsaan geskryf slang. As julle net om julle gaga lus te maak, julle weet enige mediese bandjie of 'n ambulans of 'n mediese tekentjie, het gewoonlik so slang wat so om 'n stokkie draai. So as julle nou gaan Google, hoe lyk Asklepios standbeeld, sal julle sien. Dis waar daai tekentjie van die slang vandaan kom. Volgende week sal ons bietjie daaroor gesels. Hoekom? Okay. Goed, maar dit is ook die eerste plek waar daar 'n tempel actually vir 'n Romeinse keiser opgerig is. Want onthou, die Grieke was nou in beheer, en daarna later, na Jesus, het die Romeine die Grieke oorwin. En die Romeine hou nie daarvan as jy hulle nie aanbid. So die Grieke het gode gehad, toe die Romeine gegaan en gesê, vir elke god wat die Grieke het, gaan ons 'n god kopie, met 'n ander naam. Okay? Hulle gaan hulle eie gode hê. So, hulle het ook dan nou gesê, hulle keiser is die god, klein lettertjie, van die Romeinse gode. So hulle het daar vir hulle keiser ook 'n tempel gaan bou. En julle gaan nou in Openbaring sien, baie van die Christene is daar doodgemaak, omdat hulle nie voor die keiser wou gaan buig, en vir hom eer bring. Goed. Goed, so kom ons kyk gou net so vinnig, net om julle 'n bietjie te sê, vandag nog weet ons van hierdie goed. Dis nie net in Thor en in wat Aquaman en daai goed wat ons daai woorde hoor. Okay, so die Griekse god Zeus het die Romeine ook een gaan kry en hulle het hom Jupiter genoem. Okay? En sommer nou net daar langsaan sê dit oppergod. So hy was die god oor al daai gode. So as jy nou hoor, waar ken jy die naam Jupiter vandaan? Damien, Jupiter. 'n planeet. Is hy die kleinste of die grootste planeet? Nee, is nog nie verstaan. Jupiter is die grootste planeet. Okay? Want hy het al die gode oorheers. So vanaf sal jy ook onthou Jupiter was die grootste. Goed. Poseidon, julle weet met die kindermovies, is Poseidon gewoonlik die een met die trident onder in die see. As jy Poseidon in 'n movie sien, dan weet jy hulle is besig met die Griekse mitologie. Maar as jy nou Aquaman of iets kyk en jy sien Neptune is daar onder in die see, dan weet jy ons is besig met Romeinse mitologie, né? En Neptune is ook een van ons planete. Goed, so hy is die god van die see gewees. Hades, as jy 'n fliek sien oor Hades, dan weet jy Hades is altyd die baddie. Okay? En ons, die Romeine het dit Pluto genoem. Okay? En dit was die god van die onderwêreld. So dit was hulle duiwel. Okay? Ares, die Romeine het dit Mars genoem. Ons het ook 'n Mars in ons stelsel, né? Hy is die kleinste enetjie. Okay, hy was die god van oorlog. Aphrodite het ek net nou vir julle gesê, kom in die Mamma Mia fliek voor. Onthou julle toe sy so gedans het, toe begin
die water so uitspuit, toe sê sy, kyk hoe gelukkig is Aphrodite nou. So dit was die godin van liefde. Okay. En ons noem, die Romeine het hulle Venus genoem, ook een van ons planete. Apollo het Apollo gebly. Okay, julle gaan sien, ons gaan nog baie in Openbaring van Apollo wil. Want hy was die god van musiek, lig en profesie. So as Jesus iets van lig of profesie praat, sal jy sien, ons gaan van Apollo lees. So hier kan julle vir julle kinders ook bietjie gaan sê, die fliekgoed wat julle kyk, is eintlik gebaseer op goed wat in die Bybelse tyd bestaan het. Né? En dis dan nou lekker om vir hulle te wys. Kyk, jy moes, vir hierdie gode moes jy kos gaan gee, as jy vir hom iets wil vra. Maar hy het nie self die kos opgeet nie, môre moes jy die vrotkos gaan wegvat, want hy is nie lewendig. En dan moes jy weer vir hom nuwe kos gee. Maar ons Jesus was lewendig, het op die aarde geloop, hy het kos geëet. Nee? Dan moet jy vir jou kinders mooi vertel wat die verskil tussen mitologie en regtig. So julle gaan nog sien in die Bybel, dis wat Jesus ook doen. Die 10 pla wat God gestuur het, sal julle sien as ons daarna gaan kyk, want hulle kom ook later in Openbaring voor. Elke plaag het met een van hierdie gode afgereken. As die Egiptenare 'n god van water gehad het, het God die water in bloed gaan verander. As hulle 'n god van die son gehad het, het hy die son gaan verduister. Net om vir hulle te wys, ek is die God. Daai is nie 10 random plan nie. Dit was gebaseer op gode wat die Egiptenare aanbid het. Okay. Goed, so hoekom sê ek julle goed vir julle? Kom ons lees gou van daarbo. Vers 12 van Openbaring sê, skrywe aan die leraar, ons kan nou maar vandag se tyd sê die dominee, wat die gemeente in Pergamum gehad het. So sê hy, wat Jesus is, wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Onthou nou, wat het voor Biliam gaan staan? 'n engel met 'n ontblote swaard. Nee? 'n swaard het 2 snykante. As jy nou in die Bybel in praktyk net reg langs aan kyk by vers 16 staan daar, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Okay? So hier kom die swaard nou in. Baie in die Bybel gaan julle van die swaard lees. So kom ons kyk net gou-gou, waaroor gaan die swaard? Die swaard met die 2 snykante. Goed, so spring gou in julle Bybels na Efesiërs 6 toe. Die wat 'n Bybel in praktyk het, dis bladsy 1834. Julle sal dit ook goed ken, dis die wapenrusting van God. Nou as jy hoor in Openbaring, Jesus praat van die swaard, maar jy weet nie waar gaan die swaard nie, dan lees jy net oor dit en dink, okay, dis nou hy swaard. Dis nie net 'n swaard. Okay. Goed. So dit gaan oor die wapenrusting wat ons het. Kyk bietjie by vers 12 staan daar. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Okay. So het Biliam die ding gesien, waarteen hy moes beklei, wat die swaard gehad het. Nee, want hy het nie vlees en bloed gehad nie, nee? Die engel het nie vlees en bloed gehad. Nou die duiwel en sy trawante wat ons vandag nog wil oorreed om bribes te aanvaar, of om 'n ompaadjie te loop, of om net fikkie af te wyk, is dit iemand wat voor jou kom staan wat vlees en bloed het wat jou wil verlei? Nee, dis nie, né? So, Jesus het dan nou vir ons 'n wapenrusting gegee om ons te beskerm teen daai goed. Kyk daar, hy gee vir ons 'n heupgordel. Die heupgordel, wat jy daai belt wat jy nou vasmaak waar aan jou swaard gaan hang, dis die waarheid. Waar kry ons die waarheid? In die Bybel, né?
kan ons lees wat is die waarheid. So as ons weet wat die waarheid is die Bybel sê, as jy een keer jou hart vir my gegee het, sal ek jou nooit laat gaan nie. En die duiwel kom met leuns van, jy is nie goed genoeg nie. Dan het jy die waarheid nodig om die leuen te oorwin. Okay? Wat is die borsharnas? Julle weet daai ding wat jou hart en jou longe moet beskerm. Dit is vryspraak. En hoe weet ons waar kry ons die vryspraak? Die Bybel vertel ons. Hy vertel ons dat ons nie hoef te twyfel nie, want ons weet ons is vrygespreek as ons in Jesus glo. Die skoene wat jy aantrek, dis jou getuienis. Jy moet oral loop en dit wat jy weet en glo, gaan vertel. Al is dit nie in woorde nie, jou lewe kan dit wys. Okay. Die skild, dis nou soos Captain America se mooi skild, wat die pyle afweer, dit is jou geloof, né? Waar is jou geloof? Waar kry jy alles wat jy glo? In die Bybel, okay? En hierdie stuk as jy mooi gaan lees, staan daar spesifiek, dis jou geloof in swaar kry en teëspoed. Met ander woorde, die Here sê van die begin af, as jy in my glo, gaan dit nie sonskyn en maanroos. Wat? Sonskyn en maanroos, nie? Wat is Maanskyn en roos, wat daar is. Maanskyn en rose wees, nie? Jy gaan teëspoed langs die pad kry, jy gaan swaar kry, want jy leef hier op die aarde. Goed, die helm, dis nou jou helmet wat jy op jou kop sit. Hoekom? Want ons koppe kan baie haywire gaan, veral as ons baie slim is, né? Kan ons plannetjies bedink wat sê, jy is nie goed genoeg. Of, die Here gaan jou nie nou help. So as jy daai helm van verlossing opsit, dan sit soos daai bokser /ou, wat sê hy? Hulle weet nie wat ons weet nie, né? Ja, 3 keer sê. Hulle weet nie wat ons weet nie. So as jy helm opsit, dan sê jy vir jouself, ek weet wat ek weet. Né? En dan die laaste een, die swaard. Die swaard is die Bybel self. Hierdie is die ding met die 2 snykante. Die goeie snykant om jou te help fight teen al daai lelike goed wat die duiwel vir jou wil kom vertel. 'n Leuen, 'n twyfel, swaar kry. Dis jou swaard hoe jy daarteen kan veg. Maar dis ook 'n swaard vir jou om te sê, die Here gaan jou nie oordeel nie, jy's beskerm. Jy het jou wapen teen hulle, so dit maak jou aan hierdie kant veilig. Okay. So in die Romeinse tyd toe hierdie ding geskryf is, het die mense, as hulle 'n Romein met 'n swaard gesien het, het hulle geweet die Romein se gesag is, hy is die baas, jy moet maar net buk en koes as hy verbykom, maak of jy nie bestaan nie. En daai swaard van die Romein kon jou oordeel. As hulle nie gehou het van wat jy doen nie, het hulle jou kop afgekap of jou gesteek. Okay? Sê dit. Christene het ook hierdie swaard. Ons weet, hierdie boek van God is ons gesag. Ons kan onder hom buk, né? Hy is ons baas. Maar God sal oordeel oor wat reg en verkeerd is. As 'n mens vir jou kom oordeel, dan sê jy net, jy kan my nie oordeel nie, want jy ken nie my hart nie. God sal my oordeel as hy dink ek's verkeerd. Maar net so mag jy nie oor ander mense oordeel nie, want jy ken nie hulle hart. Né? Dis kom ek sê, hierdie swaard het 2 kante. Baie mense het al baie seer gekry met die Bybel as 'n wapen, omdat 'n Christen dalk die Bybel verkeerd gebruik het teenoor iemand anders. So jou Bybel kan vir iemand lewe gee, maar hy kan ook dood gee as jy hom nie reg gebruik. Ja, die Bybel is 'n waarskuwing vir mense wat afvallig is, maar dit kan net so eina maak as jy hom verkeerd gebruik teenoor iemand anders, né? Goed, dis hoekom ons sê, ons doen uitleg van die Bybel, nie inleg, want dan maak mense seer. Goed, ons het nog so 20 minute oor, so kom ons gaan gou terug. Julle kan nou al die goed van die wapenrusting daar gaan lees. Kom ons gaan lees gou die stuk van Pergamum klaar.
Goed, so by vers 12 het ons nou gesê, so sê die Here, wat die skerp swaard met die 2 snykant het. Nou weet julle waar gaan die swaard. Ek ken die plek waar julle woon, daar waar die troon van die Satan is. Okay, so julle weet nou, dit is daar waar al daai fancy afgode is. Tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof van my afgesweer nie. Met ander woorde, Jesus sê, great, ek is trots op julle. Al bly julle daar tussen al daai afgode, het julle nog steeds lief gebly vir my. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. As julle 'n bietjie oor Antipas gaan lees, sal julle sien, hy was een van die ouens wat nie wou buig. Dit is hy doodgemaak. Baie van die Christene is net doodgemaak omdat hulle nie hierdie goed wil aanbid. Maar, hier is die maar nou die waarskuwing. Ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar by julle wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsvlei offervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. So nou sê die Here, great, julle volg my, maar daar tussen julle, nie buite die kerk nie, in die kerk, in die gemeente, is daar mense wat kom en sê, ek dink ons kan bietjie daar by die tempelprostituie gaan draai, as ons net elke Sondag nog kerk toe kom. Of, ek dink jy kan Vrydag aan jou vrou verneek, maar sorg dat jy Saterdag vir haar blomme koop. Sien julle? Hulle bring so bietjie van die afgod na die kerk toe en praat dit bietjie sagter. Verdraai dit net so bietjie, laat dit nog okay is. Okay? So, selfs bribery. As jy 'n deal moet gaan doen in jou werkslewe, en Sondag in die kerk, moet jy vir die Here verantwoordelik doen. Nee? Hoe bring jy jou weekse werkslewe en jou kerklewe bymekaar? Want as jy die braai bietjie gaan doen, gaan jy Sondag in die kerk skuldig. Nee? So dis daai ding van, moenie net bietjie afwyk nie. En dis Biliam se leer. Want julle het nou gesien, die Here het geweet, hy gaan, maar hy gaan nie goud of silwer vat. So as iemand vir julle vandag nog sê, jy hang Biliam se leer aan, beteken dit, jy maak draaitjies en plannetjies wat nie reguit is nie. Goed. Vers 15 sê, so is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. So as julle nou later vanaand of in die week bietjie wil gaan leer oor die Nikolaïte, hulle was mense wat absoluut gesê het, alle onsedelikheid is goed. Mans en vrouens, mans en mans, vrouens en vrouens. Die Nikolaïte het van die begin af gesê, everything goes. Okay. So hier waarsku die Here hulle heeltyd teen geld, omkoopgoed en onsedelikheid. Okay. Vers 16 sê, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe, en ek sal daardie mense, dis nou die mense wat die dwaalleringe is, bestry met die swaard van my mond. Okay, dis die Bybel, né? Swaard van sy mond. Elkeen wat hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. So julle sal nou sien in al hierdie goedjies in Openbaring. Aan die begin sê hy, dankie vir die goeie goed wat julle doen. Hy waarsku hulle so 'n bietjie vir die ouens wat die pad halfpad loop, wat gaan met hulle gebeur? Maar die brief word altyd afgesluit deur 'n goeie boodskap van hoop vir die ouens wat volhard. Dis hoekom ek sê, dit werk soos 'n toebroodjie. As jy enige stuk in Openbaring is daar 'n stukkie brood, dan 'n vleisie en dan weer 'n stukkie brood. So jy kry die begin wat hy vir die gemeente sê, great, julle doen julle beste. Dan is daar 'n waarskuwingkie in die middel van oppas hiervoor, dan in die eindig bemoedig hy hulle weer en sê, goed, so hier is die laaste stukkie, vers 17 se tweede helfte. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee.
En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. So daai stukkie is 'n bemoedigende ding. Maar dit het nou te doen, ek gaan dit volgende week vir julle verduidelik, dit het te doen met daai ou met die slang. OK? Daar's 'n hele uur wat ons daaroor gaan gesels, oor die wit klippie en die genees. So moenie nou te veel daaroor worry as dit nie sin maak nie, ons kom daarby. Maar die van julle wat dan nou 'n Bybel in praktyk by julle het, kyk aan die onderkant van daai bladsy. Sien julle daar staan links onder 2 vers 14? 2 vers 14 het ons daarbo gelees. Julle moenie die leer van Biljam aanhang nie. Onthou julle, ek het vir julle gesê, hierdie boek is deur Suid-Afrikaners bietjie hieronder geskryf. So hoor wat sê hy. Christene kan oor sekere dinge van mekaar verskil. Maar dwaalinge en onsedelikheid kan nie geduld word nie. Al is daar dalk nie letterlike keiseraanbidding of afgodsfeeste in jou omgewing nie, is daar allerlei verfynde dwaalinge wat ons Christenwaardes ondermyn. Dink maar aan sake soos bedrog, onegtheid, pretensie, huweliksontrou, selfs skinnery. OK. Sien julle die Engelse Bybel en sê nie so mooi wat die Afrikaners als aanvang. Dis hoekom hierdie Bybel vir my so special is, né? Want net soos wat die Here hierdie storie vir mense in daai tyd geskryf het, is dit nog net so geldig vir ons vandag. Want hierdie is nog steeds die goed wat oor ons pad kom, elke dag. En soos ek julle gesê het, niks wat julle hier leer, iets met julle saligheid uit te waai. OK? As jy jou hart vir die Here gegee het en jy bely dat hy jou God is, dan is jy gered. Maar hoeveel makliker gaan jou paadjie wees as jy weet God waarsku jou teen die goed. En wanneer dit swaar gaan, dan dink jy nie, ek het nou iets vreeslik verkeerd gedoen. Die Bybel sê, dit gaan met jou swaar gaan, as jy my volg. Maar ek is daar, ek dra jou deur dit. Dra net jou wapen rustig. Verstaan jy? So dis wat die mense mis, wat nie bietjie dieper in die Bybel gaan kry nie. OK. So die belangrike dinge, ons moet uitleg doen van die Bybel, nie inleg. OK? Ons moet, as ons 'n stukkie in die Bybel gaan lees, gaan kyk hier onder. Julle sal sien hier in die middel van die Bybel. Elke stukkie wat jy lees, verwys hier binne vir jou waar jy nog iets oor dit kan gaan lees. Sien julle daar langs 2 vers 14 in die middel staan daar, jy kan Numeri 31 gaan lees. As jy nog van Biljam of van die Nikolaïte wil hoor, jy kan in 2 Petrus 2 nog daarvan gaan lees. So dis al die plekkies wat jy nog kan gaan lees oor daai stukkie in die Bybel. En dan gaan jy beter verstaan, hoekom staan die stukkie. So as ek nou net vanaand nie vir julle die storie van Biljam gelees het nie, en ek sien nou vir julle. Julle het mense daar wat die leer van Biljam aanhang. Wat beteken dit vir jou? Boggerop. As jy weet die leer van Biljam gaan oor bedrog en skinder. Kyk, want dis nou vandag. Ons in ons kerk, né? Jy kan net so wel lees. Jesus sê nou vandag vir ons dominee. Hy sê nou vir menk, daar by Bardolino waar jy preek elke Sondag, is daar mense wat die leer van Biljam aanhang. Hulle pleeg bedrog, hulle is oneg, hulle skinder, hulle het maskertjies op, hulle pretend, hulle kuier by mekaar se mans en vrouens in die kamer. Sien julle, dis alledaagse goed. Al die eeue bly die sondes dieselfde. Waar kom die nuwe sondes wat ons uitdink? So die Bybel is net so vandag nog betekenis as in daai tyd. OK. So verstaan julle 'n bietjie meer van Pergamum en van Zeus en al daai goedjies? Sien julle nou, hoekom sê party mense ons mag nie sterre in die huisgenoot lees nie, want dis nie Bybels, né? Dis waarsêry. Goed. So, dis waar dit vandaan kom. Ek het vir julle hierdie dingetjie ook gedruk, dat julle die padkaart bietjie gaan by die huis gaan hê, waar is al die plekkies, waar is Patmos?
En dan die stukkie wat ek nou vir julle gaan uitdeel as ons die ding stop. Dis so 3 bladsye wat vir julle sê waar in die Bybel, Ou en Nuwe Testament, julle nog bietjie iets kan gaan leer of lees oor die Moabiete. Want die Moabiete kom in Genesis voor en ons praat nog van hulle tot in Openbaring. En as jy dan nou iets van Rut of van Boas hoor, dan weet jy, dit het iets met die Moabiete te doen. Kijk, so sien julle dat hier 'n goue draad in die Bybel loop. Van Genesis tot Openbaring. Die goue draad is die storie van God met sy kinders. Regte mense wat regte nonsens aanvang. Kerke wat begin en dan beklei en uit mekaar uitval. Mans en vrouens is moeilikhede. Bribes. Mense wat hulle donkies voeter. Nee? Hierdie is 'n storie van regte mense. Nie 'n fairytale van eendag lank gelede in 'n ver af land. Nee, dis mense wat bestaan het, wat dood gegaan het, wat geleef het. Dis 'n lewendige boek. Okay. Lekker. Is jy excited? Goed, kom ons maak gou toe ons weg is. Dankie Here dat U vir ons soveel wonderlike skatte hier los. Ons wat hier by die see bly weet, mens kan veilig met jou voetjies in die water speel en die see geniet. Maar kyk, jy kan jou diepsee duikbril en snorkel en jou gasbottel op jou rug sit. En so diep as wat jy kan gaan duik. Jy kan 'n lisensie tot op 40 meter en jy kan nooit die einde van die skatte in die see ontdek. En so is die Bybel vir ons. Dis veilig vir kindertjies en vir groot mense wat net hier in die vlakwatertjies wil speel. Maar vir ons wat bietjie dieper delf, is daar skatte wat ons nooit oneindig sal kan ontgin nie. Elke dag is daar ietsie nuuts om te leer. Baie, baie dankie daarvoor. Amen.